Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Baie Streams of welkom by mercy. ons 10 dae van gebed met die opskrif of die hoofthema is ontsluit. Ontsluit. Nou, glo Jesus kom binnekort. Daarom gaan ons hierdie jaar se 10 dae van gebed tema daaroor om die Heilige Gees uit te nooi om ons lewe en ons wêreld geestelik te verander. Sluit by ons aan terwyl ons God soek vir 10 dae van geestelike leiding, nuwe lewe. Kom ons bid eers. Ons diepe hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons nou die 10 dae van gebed vir dood kan begin. En ons vra dat U saam met ons met die 10 dae gebed ons lei en ons bewaar, sodat ons meer en meer van U woord kan hoor. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Voordat hy gesterk het, nou hy is Jesus, het Jesus die gawe van die Heilige Gees aan sy volgeling beloof. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid. Johannes 14 vers 16 tot 17. Later, net voordat hy hierdie aarde verlaat het om vir ons 'n plek te gaan voorberei, het Jesus sy disippels beveel om in Jerusalem te bly. En hakies, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat die doop van die Heilige Gees was. Handeling 1 vers 4 tot 5. Hierdie belofte geskenk is egter nog nie heeltemal ontvang deur God se mense nie. Ons praat oor die gawe van die Heilige Gees. Ons bestudeer en kyk na al die besonder hierdie geskenk. Maar dit kom ons nooit daarby uit om ons harte te ontsluit vir hierdie geskenk van die Heilige Gees nie. Sonder twyfel kan slegs die Heilige Gees ons sondige hart vernuwe. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binne te gee. Esegiel 36 vers 26. Slegs die Heilige Gees kan ons kinders geestelike verander. Ek sal my gees op jou giet en my seën op jou nakommeling. Jesaja 44 vers 3. Maar in Nuwe Lewensvertaling sê, ek sal my gees op jou kinders uitstort en my seëning op jou nageslag. Slegs die Heilige Gees verbind ons met God se hemelse familie.
die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 16. Die beste van alles is dat God meer as gewillig is om vir ons hierdie Heilige Gees te gee. As julle dan wat sleg is, weet om 'n goeie gawe aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Lukas 11 vers 13. Die belofte is reeds daar en wag vir ons om dit op te eis. Allen wijsgryp, indien almal gewillig was, sou almal met die Gees vervul word. Oral waar mense te min aan hulle behoefte aan die Heilige Gees dink, is daar geestelike droogte, 'n geestelike duisening, 'n geestelike vervalling en geestelike dood. En sy vra ook, aangesien dit die middel is waardeur ons krag moet ontvang, waarom honger en dors ons nie na die gawe van die Gees nie? Waarom praat ons nie daaroor nie? Bid ons nie daarvoor en preek ons nie daaroor nie? Kom uit Handelinge van Apostel bladsy 50. Die inwoninge van Heilige Gees vul ons met die Vader se liefde en bemoedig ons om vreesloos te getuienis vir Christus te weet wat beteken en 'n nuwe hoop vir ander gee. Waarom vra jy nie vir hierdie gawes nie? Kyk hoe dit die grond bewe. In 1 Samuel 14 vind ons die ware bemoediging. Wat moet gee verhaal van Jonathan en sy wapendra. Terwyl sy pa, koning Saul, onder die granaatboom gesit en niks gedoen het nie, het Jonathan en sy getroue wapendra uit die laag gestap na die vyand en op God vertrou. Per 'n seksie. Die Filistyne leer het Israel dopgehou om met Israel te veg. Na was hulle leer kamp opgeslaan oorkant die diep kloof en hulle het gewag om Israel aan te val. Beweeg deur die kloof in God, het Jonathan en sy wapendra in die kloof afgeklim en teen die seilkraan aan die ander kant van opgeklim om die vyand leer alleen te tosteer. Vreesloos het hierdie twee kruiging van die Filistyne ontmoet met die krag van die Here.
Hulle het die hele kamp vol pagtodate beveg en God self het dit ingegryp. Die Bybel sê 'n skrif van God het die kamp pel en al die mense geskud. 1 Samuel 14 vers 15. Dit wat Jonathan se geloof wat God se redding gegee het om die grond voor hierdie twee jong held te laat beheer. As God nie ingegryp het deur die aardbewing te voorsien nie, sou Jonathan en sy wapenrustig dra maklik verslaan gewees het. God beweeg die aarde steeds vandag. Sluit by ons aan om te bid. O God, wat sou u 'n rede gegee om die grond te laat bewe? Kan dit dalk hierdie 10 dae van gebed wees? 2000 jaar gelede het omtrent 120 gelowiges in die kamer op die tweede verdieping van die huis bo die besigste strate van Jerusalem ingestroom. Hulle het besluit om in Jesus se belofte van die Heilige Gees te glo. Hulle het besluit om Jesus te bevel te gehoorsaam, om vir hierdie gawe te wag. Handeling 1 en 2. So het hulle bymekaar gekom en gewag. En toe die Heilige Gees met Pinkster uitstorting is die gelowige losgelaat onketting as 'n lewende getuig van die opstandige verlosser Jesus Christus. Hulle het hulle familie en hulle kerkfamilie lief gehad, so nog nooit tevore nie. Hulle het hulle offergawes gegee, so nog nooit tevore nie. Hulle het opgestaan en besluit om vir Christus te preek, so nog nooit tevore nie. Die Heilige Gees hou daarvan om van binne na buite te werk. Ontnooi jou uit om hierdie 10 dae van gebed te ervaar. Nie as 'n program nie, maar as 'n nuwe leefstyl, nuwe manier van leef. En ons vra dat u elke dag sal bywoon. Baie dankie en geseënde 10 dae. Sung by flaming tongues above, praise his name, I'm fixed up.